Die vraag is, wat is emosionele intelligensie? Of baie mense praat van EQ. Nou, dit is my vreeslik vreemd dat ons dit eintlik dink ek of jare laas bespreek of nog nooit bespreek nie. So kom ons begin met, bestaan daar iets soos emosionele intelligensie? Daar's beslis so 'n konsep, né? Daar word nogal baie oor gepraat en die term word baie algemeen gebruik. Nou, in die algemeen verwys dit so 'n half na die konsep van mense wat as jy daarom in staat kan wees om emosies te herken, te verstaan en dit net te kan bestuur vir jouself in verhouding met ander, né? Dit is nou ingewikkelde woorde, maar dit is min of meer wat oor die algemeen bedoel word met emosionele intelligensie en dit het baie gewild geraak in die middel 90's met David Goleman se boek en almal het op die emosionele intelligensie ding gespring. Dit was so half die foefie van die tydperk. Nie dat dit 'n foefie is nie, maar dit was almal was vreeslik gesteld op emosionele intelligensie. En dit hang nou af uit watter hoek mense op hierdie stadium kyk daarna, nê? Maar ek dink dit word oor die algemeen daarna verwys. Kyk, Lise, mens moet dit nie te ingewikkeld maak nie. Ons moet gedrag kan evalueer en bestuur. Met ander woorde, ons doen dit almal. Ons sien daar kom iemand op jou afgeloop en jy evalueer die gedrag. Of nee, dis 'n bedreigende manier en hierdie persoon is bedreigend of nee, dis maar net 'n persoon wat loop en as jy op 'n sekere manier optree en op 'n ander persoon afstorm, dan verstaan jy hulle gaan dalk bedreigd voel. Dit beteken jy kan gedrag herken, evalueer en op 'n manier bestuur. Maar ons is nie so goed met die emosie deel. Dis maar dieselfde konsep. Ons is net nie so goed daarmee soos ons is om gedrag te kan herken nie. Ek En weet nie of onthou jy ons as mense bestaan uit daardie drie dele: gedrag, emosies, denke. mm, mm, mm. My groot ding is wat ek agterkom, mense dit baie voorgebruik is. Ek vind dit gou buite van wat dit nou regtig is teenoor wat mense dit voorgebruik is. Ek wil amper sê goed gemanierdheid of sterk Mm. sosiale skills, jou sterke vaardighede. Met ander woorde, mense wat weet wanneer hoe hulle moet praat met mense, wat hulle moet sê, wanneer om dankie te sê, gemaklik is met sosiale omstandighede. Dis asof mense dit in daardie konteks altyd gebruik. Dat dat hulle is Mm. meer sosiale intelligensie in plaas van emosionele Ja, intelligensie. baie goed gestel. Ek dink jy verwys dit baie beter as dit het so algemene term geword. Ag man, jy het nie EQ nie. Of sy het geen emosionele intelligensie nie, wat het jy verwag? Jy weet, daardie tipe stellings. En ek dink dit kan baie keer verwar word met persoonlikheidseienskappe. En dit is die groot ding. Emosionele intelligensie is heel waarskynlik baie meer 'n stel vaardighede wat sekere mense van nature meer het as ander, soos met enige stel vaardighede, maar wat mense kan aanleer of wat die meeste mense kan aanleer. Dit is nie 'n inherente deel van jouself nie. Daar is argumente wat sê man sekere persoonlikheidsfaktore maak mense meer emosioneel intelligent en dit kan dalk so wees. Maar oor die algemeen is dit nie 'n iets wat deel is van 'n persoon nie. Dit is emosionele intelligensie in aksie is wat jy sien wanneer iemand met hulle self of in interaksie met ander mense is. Dit is nie iets binne in 'n persoon. Maar Louis, daar is so baie kursusse en veral in Hmm. die korporatiewe wêreld. Ek bedoel daar's mense wat Hmm. wêreldbekend is vir hulle kursusse oor emosionele intelligensie en ek het nog altyd as ek dit lees en waaroor dit gaan en so dan het ek gedog dit gaan oor die innerlike. Dit gaan oor die interne van hoe om emosioneel intelligent met jouself te wees om emosies te kan identifiseer. Wat Hmm. jy nou sê dit is meer oor emosies te kan identifiseer in ander om 'n beter verhouding met hulle te kan hê. Nie noodwendig nie, dit sal ook 'n deel wees daarvan, maar wat ek sê is as jy nou die emosies in jouself geïdentifiseer het, wat gaan jy daarmee maak? Jy woon tog nie op 'n eiland nie. Uh as jy verstaan wat ek bedoel. So natuurlik in konteks. Jy praat van organisasies en kursusse en dis omdat dit vaardighede is wat kan ontwikkel word. En daar's baie navorsing hieroor gedoen. Dit is wel bekend dat die emosionele intelligensie vaardighede
wat by mense voorkom is baie meer gekoppel aan leierskap en konflikoplossing en aan werks bevrediging en prestasie, nee, dit is 'n absolute feit en daar's metastudies hieroor gedoen dat emosionele intelligensie verseker geassosieer is met beter akademiese prestasie, maak nie saak wat die kognitiewe intelligensie is. So dis 'n belangrike ding en dit is hoekom daar so baie opleiding en kursusse is en natuurlik daar is ook baie hoe-ha daaroor. Nee. En maar soos alles, alle Mm. konsepte van mense en menslike gedrag en emosies en denke, is daar ook natuurlik 'n rooskleurige weergawe en 'n vinnige stappe na emosionele intelligensie. Maar dit geld maar vir alles. So, wat sê ons dan nou hier? Is dit iets om in te delf? Is dit iets om meer oor te gaan lees? Want ek bedoel, dis nou een ding om te sê, goed, dit is nou meer vir korporatiewe werks en so, maar die samelewing gebruik dit regtig as 'n vorm van straf of om Hmm. 'n uitlegging te dien op iemand. En dit dan is ek so bang mense is nie seker hoe om dan nou om te gaan daarmee nie. Is daar iets wat ons miskien kan raad gee oor sien dit dan nou meer as dan nou sosiale intelligensie? Sien dit dan nou meer as iemand sê iemand anders het nie EQ nie, dat daai persoon kan miskien 'n bietjie werk aan hoe hulle met ander mense omgaan, vriendelikheid en ordentlikheid of so iets. Ja, soos alles in die wêreld, ehm raak dit 'n verabsolutering en ons hou nie daarvan nie want dit werk nie regtig nie en dis nie gekoppel aan hoe die wêreld regtig werk nie. Met ander woorde, as jy gaan en almal wat ongeskik is en volgens jou nie korrek optree nie, afmaak as swak karakters met 'n gebrek aan 'n sekere tipe kwaliteit, dan maak jy 'n grouwe denkfout. En wat help dit in elk geval? En onthou hierdie tipe konsepte soos emosionele intelligensie, dit gebeur net in konteks. Dis nie van toepassing as mens slaap nie. Dit is nie van toepassing as jy jou tande borsel nie. Dit is net van toepassing waarskynlik as jy heeltyd kwaad word oor wat almal ander mense sê. Of dis net van toepassing as jy nie oor die weg kom met almal nie en jy het met almal of met baie mense konflik. Dit is wat dit is. En niemand van ons is perfek nie. En ons ontwikkel sekere vaardighede as sekere omstandighede dit vereis. Ek hoef nie my publieke sprekersvaardighede te ontwikkel as ek nooit in die openbaar optree nie. Ek hoef nie my sogenaamde emosionele intelligensie 'n vaardighede te ontwikkel as ek heel tevrede met myself is, gelukkig is en tevrede is en niemand is kwaad vir my nie. Maar dis dalk net in die vergaderings, dis dalk nie by die huis nie, of dis dalk net by die huis en nie by die vader by die vergaderings nie. So my stel emosionele vaardighede by die huis is dalk bietjie anders wat ek nodig het en ek is mos nie 'n 'n almagtige persoon wat alles in alle kontekste net effektief kan doen nie. Ons almal erken dit en weet dit en dan ontwikkel ons vaardighede waar dit nodig is. Ons gaan Het hom tog nie ges en sê daardie persoon is 'n swak persoon want die kan nie vergaderings lei nie. Kyk wat 'n patetiese persoon is dit. Daar is sekere mense wat so dit doen, maar goed, ja, maar ek verstaan nie in die algemeen. Ehm daar net om seker te maak dat ons op die regte bladsy nou voor ons klas. Ek dink gou, is daar voorbeelde van iemand wat sukkel met emosionele intelligensie? O, daar is Hoe lyk dit? verskriklike voorbeelde. Kom ons sê die persoon wat die vergadering, die voorsitter van die vergadering wat geïrriteerd raak, maar dit nie erken nie of dit nie bestuur nie en dan sommer op almal in die vergadering skree. En van ons kan ook dalk miskien daarvan in onsself herken. Daar is duisende voorbeelde. Jy weet jy wat eenvoudig grommerig en brommerig en knorrig is, maar dit is nou maar net so. Uh en, s- maar dit sou dalk gehelp het om dalk net gou te dink, maar wat gaan aan? Jy weet, wat gaan nou alweer met my aan? Ek erken ten minste hier is iets by my wat onaangenaam is en wat kan ek doen en kan ek dit herken in die verlede? Dit is die voorbeelde en ek dink ons almal kan voorbeelde hiervan uh opnoem in ons daaglikse bestaan. So dit is iets wat gereeld kom, die kommunikasie, die konflik met ander mense, met huismense.
Uitbrande. Mense met hoër emosionele intelligensie brand minder uit. Kan beter terugbons van terugslae af. Dit is so. Dis baie interessant. Mense, as julle enige vrae het, jy kan 'n e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Daar is ook 'n webwerf, wieisek.co.za. Gaan kyk 'n bietjie daar vir meer leesstof. Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Al sy besonderhede is beskikbaar by hierdie gesprek. Deel die gesprek. Mense weet wie het nodig om dit te hoor, om iets te leer hier uit nie. En ek dink ons almal kan 'n bietjie dink oor die terminologie wat ons so maklik gebruik teen ander of namens ander. En ja, altyd kyk mooi na jouself.